Kom ons sluit net die oë. Troue Hemelse Vader, wanneer ons vanoggend hier saam is en stil word voor U, is ons treurig, omdat ons afskeid neem van 'n geliefde. En daarom vra ons troue Vader dat U vir hulle wat agterbly sal vertroos. Nie met die troos van mensewoorde nie, maar die troos wat U alleen kan gee. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Kom ons begin deur saam te sing uit lied 518. Dit sal nou op die skerm verskyn. Lied 518. Julle kan maar sit. Ons lees vanoggend uit die Ou Testament uit die Psalmboek, Psalm 116. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep, Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm hom oor ons. Hy beskerm die hulpeloses, ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom, die Here het goed aan my gedoen. Jy het my van die dood gered, jy het 'n einde gemaak aan my trane, jy het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my. En toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy getroue dienaars geen geringe saak nie. Ek is die dienaar, Here, van my geboorte af is ek al die dienaar, U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n drankoffer, ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in Jerusalem, prys die Here. Ons lees net tot hier. Amelia, ander familie, vriende, broers en susters. In elke mens se lewe is daar twee vasgestelde bakens en dit is die dag waarop jy gebore word
en die dag waarop jy sterwe. En tussen hierdie twee lewensbakens loop ons op die lewenspad waarop die Here God ons geplaas het. Somtyds is dit 'n gemaklike en 'n gelykpad, maar dan kom ook die tye wanneer jy die kronkels en die knikke van die lewe moet trotseer. Daar kom tye wanneer jy vrolik is, daar kom tye wanneer jy treur. Gelukkige tye, maar ook tye wanneer ongelukkigheid dreig om jou lewe ondraaglik te maak. Die reis van die lewe is nie altyd sorgloos en kommervry nie, en op ons lewenspad is ons egter nooit alleen nie. Ons kan egter altyd met die wete en die gerusheid lewe dat die Here God saam met ons loop elke dag van ons lewe. Psalm 116 is 'n baie besonderse psalm. Die digter van hierdie psalm open met die woorde: Ek het die Here lief, want hy hoor my smeekgebede. Hierdie digter sê hierdie woorde omdat toe hy vir God aangeroep het in sy nood, die Here na hom geluister het. Toe sy lewe in gevaar was en hy magteloos was, het die Here vir hom uitkoms gebring. Toe die dood hom in die gesig gestaar het die Here hom gered en 'n einde gemaak aan sy trane. Met ander woorde, reg deur sy lewe kon hy maar net vashou aan sy geloof dat God daar is om vir hom uitkoms te bring. En deur sy geloof kan hy dan ook sê vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Die pad wat ons in hierdie lewe loop is ook maar baie keer onseker, omdat ons nie weet wat die dag van môre of oormôre vir ons gaan inhou nie. Daar kom tye wanneer ons moedeloos word en magteloos voel, omdat die lewe met ons draaie loop wat ons nie kan verstaan nie. Daar kom daardie tye wanneer die siekte in ons liggame knaag, wanneer pyn in ons liggame ondraaglik word. Daar kom daardie tye wanneer ons voel asof die lewe geen sin meer het nie. Maar broers en susters, dit is in sulke tye wat ons ook op ons knieë kan gaan en die Here kan aanroep, omdat ons weet dat hy elke dag by ons is en omdat hy na ons smeekgebede luister. Ja, hy luister so na ons smeekgebede dat hy ons tegemoet tree in sy seun Jesus Christus. Jesus Christus word op hierdie aarde gebore om aan ons die versekering te gee dat hy Immanuel, God met ons is. Maar meer nog, Jesus ly ook. En wanneer hy aan die kruis uitroep, my God, waarom het hy my verlaat? Kan ons weet dat ons nooit van God verlate sal wees nie. Op die derde dag staan hy op uit die dood, om die ewige Godverlate dood te oorwin en aan elke mens 'n plek in die ewigheid by God te gee. Maar ten spyte van hierdie wete dat die Here God altyd by ons is, moet ons tog saamleef met die swaar in die lewe. En moet ons saamleef met die afsterwe van 'n geliefde. Vir ons as mense is die dood so finaal, want die verbrekings van lewens- en liefdesbande is vir ons baie dikwels so moeilik om te verwerk. Maar die psalmdigter sê, vir God is die dood van 'n gelowige mens geen geringe saak nie. En daarom het hy vir ons sy seun gestuur om ons van die ewige dood te verlos en aan ons 'n nuwe lewe te gee. Amelia en julle wat agterbly, kan julle vandag vertroos met die wete dat meisie se afsterwe nie die finale einde van alles is nie. Sy het deur alles wat sy moes deurmaak in haar lewe vasgehou aan die God wat altyd daar is. En nou kan sy rus.
Daar was 'n oop graf en nou is daar ook vir haar die lewe in ewigheid by God. Daar waar nie meer pyn en swaar kry is nie, waar sy veilig is in die hande van die genadige God. Mag hierdie wete vir julle vertroos in hierdie tyd en die verrusting bring en vir julle die moed en krag gee, sodat julle ook kan aangaan met julle lewe. Amen. Kom laat ons saam bid. Here God, Hemelvader, U is die God wat aan ons die lewe gee, maar U is ook die God wat aan ons lewe 'n perk stel op hierdie aarde. U het ook nou weer hier met die afsterwe van Meisie U wil laat geskied, soos U weet dit goed en reg is. En dankie Vader dat ons kan weet dat hierdie dood nie die finale einde is nie, maar dat sy nou veilig is in U ewige heerlikheid. Ons bid Vader vir hulle wat agterbly. Wil hulle vertroos, wil hulle bystaan in hierdie tyd. En troue Vader, wil U daardie plek wat nou leeg geword het, volmaak met U genadige teenwoordigheid. Gaan U met hulle elke dag en hou U hande van seën en van genade oor hulle uitgestrek. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Ons gaan nou gesang 464 sing en daarna vra ek dat hulle net by staan vir die uitspreek van die seën asseblief. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle tot in alle ewigheid. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Ek lees nou vir ons die afskeidsgroete voor. Dit was tyd vir ons ma, ouma en vriendin om huis toe te gaan. Die uur het aangebreek en sy was gereed. Ons dank ons liewe Vader vir die voorreg om haar te kon ken. Dankie vir al die grappies, die lekker kuiertjies, versorging en warm liefde. Sy het altyd soveel raad uitgegee, saam met ons gelag en saam met ons gehuil. Sy was 'n kind van God met liefde in haar hart wat oorstroom het. Van die Gewer het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde moeder, ouma en vriendin. Die voeltjies sal aanhou fluit, die reën sal val teen die ruit
Die sterre sal aanhou skyn, die son sal elke aand weer verdwyn, maar haar stem sal ons nooit weer hoor. Haar lag nou deel van die engelekoor. Daar is soveel wat aan die ander kant vir haar wag. Hoe kan ons dan alles om te sê, dankie Heer, vir elke kosbare dag. Gaan rus nou sag, tot ons mekaar weer sien. Haar heengaan word nie betreur deur die kinders, kleinkinders, familie en vriende. Dan, broers en susters, het Amelia my gevra om die volgende bedankings te doen. Ek wil allereers ons hemelse Vader bedank vir die kosbare gawe van 'n juweel van 'n mamma. Sy was 'n besondere mens wat in haar lewe soveel harte met liefde aangeraak het. Opregte dank aan Helshof St. Paul en Ryds se susters en versorgers. Al was sy net vir 'n kort tydjie daar, was dit vir haar heerlik. En ons is dankbaar vir die liefdevolle sorg wat julle na haar bewys het. Dankie ook aan Dr. Gerda Groenem wat mamma al die jare behandel het en altyd met soveel omgee en deernis na haar gekyk het. Dankie aan die NG Kerk Frankfurt vir die gebruik van die fasiliteite en aan die dames vir die skink van tee. Ons waardeer Wetsons vir al die reëlings en vir die vriendelike en ondersteunende manier waarop julle altyd ons moeilike tye bystaan. Dankie aan Tannie Magda Duisel vir die dek van die tafels en al die lekkernye wat Tannie so getrou vir mamma gemaak het. Sina, dankie vir die blomme. Mamma het altyd gesê jy weet presies wat sy wil hê. Jou mooi hart en liefde vir ouer mense in jou lewe is besonders. Lucy, baie dankie dat jy die laaste tyd so mooi met geduld en liefde na ouma gekyk het. Ook 'n dankie aan die res van my personeel wat altyd bereid was om te help waar nodig. Ons wil elkeen van julle wat vandag hier is bedank dat julle saam met ons mamma se lewe kon vier. Ons waardeer dit opreg. Spesiale dank aan Chris, Sari en kinders vir al julle liefde, ondersteuning en bystand aan my met mamma. En ten slotte 'n belangrike mens in ons lewe, Christie. Dankie dat jy altyd daar was om my onvoorwaardelik te ondersteun. Maak nie saak hoe moeilik of hoe ver jy het altyd met 'n drukkie, 'n grappie, 'n sjokolade en selfs 'n KFC mamma se dag ligter gemaak. Ons waardeer jou oneindig baie. En dan net namens die familie en Amelia, baie dankie vir jou bystand, versorging en ondersteuning deur al hierdie jare. Daardie diens word julle almal genooi, hartlik vir tee en peselappies in die kerksaal hier langsaan.